Goeiemôre gemeente. Baie welkom hier waar ons vanoggend ook saamkom om die Here te aanbid, om sy naam groot te maak en om vir hom dankie te sê. Ons kan voel die winter kom nader en ons is dankbaar want ons het almal klere om aan te trek. Ek het so vinnig hier deur die afkondigingetjies gegaan en toe ook net gesien, dankie aan almal wat met ywer en liefde gebruik het aan bedsokkies. Daar's klein dingetjies wat ons kan doen. Ons hoef nie almal groot dinge te doen nie, maar daar's klein dingetjies wat ons kan doen om die lewe vir ander wat nie so bevoorreg soos ons is nie, gemakliker te maak. Dis winter, dis koud. Kom ons maak seker dat die mense wat rondom is, klere het, truie het, komberse het, kos het. Dis ook deel van God se roeping. En dan voorbeding, Henty van der Bank, hy het in die konsistorie gesê, hy is nie meer uit die ICU nie, dit gaan nie beter met hom. Ons is baie dankbaar om dit ook te hoor. Roos Grindling, en dan ons is dankbaar vir almal wat herstel na onlangse operasies. Begeleier van eensames, verbinder van wonde, soeker van verlorenes, vriend van armes, bron van alle dinge, vergewer van sondes, stem vir die stemloses, raadsman vir die verwardes, skuiling teen die storms, skepper van hemel en aarde, ons bid U, ons aanbid U, ons eer U Here, op ons menslike beskeie manier. Gemeente, ek groet julle in die naam van God, die Vader wat in die begin die hemel en die aarde gemaak het. In die naam van Jesus Christus, wat alles in die hemel en op die aarde met God versoen het, en in die naam van die Heilige Gees, wat ons te midde van 'n skepping wat swaar kry laat uitsien, na die bevryding van die verganklike. Amen. Kom ons bid saam, voor ons Bybels oopmaak. Ons Hemelse Vader, dit is vir ons 'n voorreg, om vanoggend hier by mekaar te kan wees. Here, ons besef nie elke dag, watter voorreg en watter genade dit is, dat ons vryelik na 'n kerk toe kan gaan nie. Maak nie saak aan watter denominasie ons behoort nie. Ons is vry om kerk toe te gaan. Ons is vry om U naam te loof. Ons is vry om U naam groot te maak. Dankie, Here, vir hierdie genade. Here, ons sê dankie vir mense wat siek was en siek is, waar daar beterskap is. Dankie dat ons weet dat U ook op hierdie manier ons gebede verhoor. Dat ons gebede nooit onbeantwoord bly nie. Dat U dit nie altyd beantwoord soos ons dit graag sou wou hê nie. Dat die antwoord partykeer nie heeltemal is soos ons gesien het dit gaan gebeur nie, soos ons het gehoop het dit gaan gebeur nie. Here, maar ons weet dat op die ou end is dit wat U vir ons beplan, die beste. U weet wat U vir ons beplan het, en U weet, dit is goed. Help ons ook om dit raak te sien, dat dit wat U vir ons wil hê, goed is, altyd. Al kyk ons partykeer vas in dit wat in die onmiddellike is, dit wat ons nou kan raak sien. En dan ons dink ons partykeer, waarom kon dit nie anders gebeur het nie? En wanneer ons later terugkyk, dan weet ons, U het gesorg, en dit wat gebeur het, dit was die beste.
Here, dis nie altyd maklik om oor te gee nie. Dis nie altyd maklik om te sê, laat U wil geskied nie. Dis nie altyd maklik om te sê, dit gaan sleg, as ek mooi daarna kyk. Maar, ek prys nog die Here, vir wat hy reeds vir my gedoen het, en wat ek weet, hy weer gaan doen. Here, maak ook nou vir ons U woord oop, om ook te kyk na iemand, met wie dit nie altyd goed gegaan het nie, inteendeel, dit het die meeste van die tyd sleg gegaan. En tog, kon hy jubel, kon hy vreugde vind, kon hy ander mense bemoedig. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing is vanoggend 1 Korintiërs 9 vers 16 tot 24. Paulus is aan die woord. Hy skryf aan die gemeente van Korinte. Want as ek, Paulus, die evangelie verkondig, is dit nie vir my rede om my daarop te beroem nie. Daar is immers 'n verpligting op my, en wee my, as ek nie die evangelie verkondig nie. As ek dit uit vrye wil doen, is daar vir my beloning. As ek dit egter nie uit vrye wil doen nie, doen ek dit as 'n taak wat aan my toevertrou is. Wat is my beloning dan? Dat ek deur my verkondiging die evangelie gratis aanbied, sonder om van die regte wat met die verkondiging saamgaan, ten volle gebruik te maak. Want hoewel ek vry is van almal, het ek almal se slaaf geword, om soveel mense as moontlik te wen. Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword, om Jode te wen. Vir diegene onder die wet, soos iemand onder die wet, al staan ek self nie onder die wet nie, om diegene onder die wet te wen. Vir diegene sonder die wet, het ek soos iemand sonder die wet geword, al is ek nie sonder die wet van God nie, maar juis onder die wet van Christus, om hulle wat sonder die wet is, te wen. Vir die swakkes het ek swak geword, om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword, sodat ek ten minste sommige kan red. Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ek ook daarin mag deel. Weet julle nie, dat die atlete wat in 'n stadion aan 'n wedloop deelneem, wel almal deelneem, almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie. Hardloop dan so, dat julle dit ontvang. Wanneer ons die woord, die brief van die Korintiërs hoor, is die eerste gedagte wat gewoonlik by ons opkom 1 Korintiërs 13, die ode aan die liefde. Ons is baie gewoond aan Paulus se preke, ons is gewoond aan sy briewe. Trouwens, ons is eintlik so gewoond aan die preke, dat ons heeltemal vergeet van die konteks waarin hierdie briewe geskryf is. Meestal voel dit vir ons asof die teks aan ons vandag gerig is. En dit is natuurlik ook deel van die dominee en die preek se doel, om die preek van toepassing te maak op vandag. Anders is dit irrelevant en ons luister nie daarna nie. Maar Paulus het sy briewe geskryf aan gemeentes wat meer as 2000 jaar gelede gestig is. En nou kom ons kyk net vir die interessantheid bietjie na die gemeente en die stad Korinte. Die gemeente self is net na die jaar 50 na Christus deur Paulus gestig en hy het 'n jaar en 'n half lank daar gewerk.
as ons na die stad Korinthe kyk, dit was die hoofstad van die Romeinse provinsie Achaia, met 2 hawens, en dit was geleë op die handelsroete tussen Oos en Wes, en ook tussen Noord en Suid. Dit was met ander woorde 'n kruispad. Dit was 'n bedrywige stad, 'n groot stad, 'n ryk stad. Onder andere het die roete na Griekeland, na Athene, daardeur geloop. Mense van alle kulture is daar aangetref, Romeine, Egiptenare, Syriërs, Jode en baie Oosterlinge. Dit het natuurlik ook beteken dat daar baie verskillende godsdienste was, wat mekaar wederzijds beïnvloed het. Daar was 'n tempel vir die Griekse hoofgod Apollo. Die god van genesing, Asclepius, is daar aanbid. Afrodite, die liefdesgodin, het 'n tempel bo op die hoogte 'n tuiste gekry. En in een stadium was daar 1000. Die geskiedenisboeke sal vir jou die eufemisme gebruik van priesteresse, maar dit was nie priesteresse nie, dit was prostituie wat daar gewoon het. Demeter en Persefone, die godinne van landbou en vrugbaarheid, hulle is ook hier vereer en gedien. Die Bybelenium sê tereg, die ongekende weelde en rykdom in die stad het tot 'n legendariese morele verval gelei. Dronkorgies en seksuele losbandigheid was aan die orde van die dag. En dis hier, in hierdie ryk stad, wat moreel teen die klippe was, dis hier waar Paulus 'n gemeente kom stig. En wanneer ons praat hier van 'n gemeente, moet ons tog asseblief nie dink aan 'n groot, ryk gemeente nie, 'n invloedryke gemeente nie, glad nie. Dit was 'n baie klein gemeente. Ons sou vandag amper daarna kon kyk in terme van 'n huiskerk. Dit was grootliks saamgestel uit die laer sosiale klasse, nie Jode. Dan was daar 'n Joodse element en dan was daar 'n groepie bekeerlinge uit die hoër sosiale klasse, maar hulle was baie, baie min. Dit was 'n mengsel van mense wat vra vir moeilikheid. Kom ons gaan gou terug van Korinthe af. Kom ons kyk na vandag. Korinthe was 'n groot stad. Hoe lyk ons klein dorpies vandag? En ek wil nie vingerwys oordeel baie probleempie hier. Ek wil nie oordeel of veroordeel nie, maar ek wil 'n paar voorbeelde en 'n paar syfers vir julle noem. Wanneer jy op 'n Sondagoggend uit die kerk uitstap, die orgelmusiek of die klaviermusiek, die gesange, die liedere is nog vars in jou ore. Dan slinger daar 'n dronk man of 2 oor die straat reg voor jou motor in. Dis 'n Sondag, hulle is op pad vanaf die drinkplek of hulle is op pad na die drinkplek toe. Daar's nie amptelike syfers beskikbaar nie oor alkoholverwante sterftes onder voetgangers nie, maar verslae sê net dis aansienlik. Interessant genoeg is daar wel syfers beskikbaar oor die pas afgelope Paasnaweek se sterftes, die padsterftes. En 47% daarvan was voetgangers. Ons weet natuurlik nou nie hoeveel hiervan alkohol verwant was nie, maar daar was 47% voetgangers. Die prostituie van daardie jare, die vroue van die nag, hulle het nou sommer die vroue van die dag ook geword. Mans weet watter strate en stopstrate hulle snags ten alle koste moet vermy. Want alle mans wat ouer motors ry, wat die deure nie self sluit nie, het al telke kere by stopstrate stilgehou en wanneer hy omdraai, is daar 'n passasier wat hy nie opgelaai het nie. En is nogal moeilik om daai mense afgelaai te kry.
Dwelms is vandag 'n ongelooflike probleem in ons klein dorpies. Waar Korinthe se rykdom na sy verval gelei het, is dwelms vandag spotgoedkoop. Dis vir die armstes onder die armes bedoel. Een enkele hekmotor of een enkele Weber braai wat in jou tuin gestaan het, is genoeg vir 'n hele klomp fikses, vir 'n hele paar mense. Almal weet by watter winkel jy dwelms kan kry, en die dwelmverslaafde spruit hulle self sommer openbloot onder die bome in die parkies in. Hulle gee nie om wie hulle sien nie. Dwelms is 'n ongelooflike probleem. En nou kan julle daarom sê, maar ons het nie meer hoogtes waarop daar afgode is nie. Ons aanbid nie meer afgode nie. Maar toe ek 'n kind was, het die onderwysers vir ons geleer, dobbelary is 'n sonde, want dan dien jy die geluksgodin. Nou ons weet almal, daar is nie iets soos 'n geluksgodin nie. Maar luister bietjie na hierdie syfers. In 2024 was Ituba se verkope van lotto kaartjies 7.28 biljoen rand. In 2024 het Suid-Afrikaners 1.1 triljoen rand, ek weet nie hoeveel dit is nie, dis baie geld, 1.1 triljoen rand aan aanlyn weddenskappe spandeer, en daarvan het die regering meer as 59 miljoen rand aan belasting ingevorder. Weer eens is die belofte van 'n skielike rykdom nie vir die rykes alleen beskore nie. Dis nou binne bereik van die armstes, want vir R3 kan jy 'n lottokaartjie koop, en vir R2 kan jy 'n aanlyn weddenskap aangaan. Wanneer jy die TV aanskakel, is die aanlyn weddenskappe en die lottokaartjies en die advertensies volop. Elke tweede, derde advertensie veral in piek kyktyd. My eie rugbyspan word deur Hollywood Bets geborg. Dit maak my nogal ontsteld. En die advertensies is treffende, bont, kleurvolle, beloftevolle advertensies. Jy moet dit raak sien. Uiteindelik lyk dit nie asof daar soveel verskil was tussen die probleme wat Korinthe gehad het 2000 jaar gelede nie, en dit waarmee ons vandag te kampe het nie. Die morele verval is steeds daar. Jare gelede, ek het net nou gesê, dis vir my so lekker om met ouer mense te praat, want ons praat dieselfde taal, ons weet waarvan ons praat. Jare gelede was drankverkope in Suid-Afrika beperk. Ek is nie meer seker nie, of het 5,5 dae of 6 dae was nie. Ek weet nie of jy op 'n Saterdag die hele dag kon drank koop nie. Maar Sondag was uit, jy het nie op 'n Sondag kon drank koop nie. Dobbelary, dwelms en prostitusie was bloot onwettig, punt. Daar was nie eers vrae oor te vra nie. En hierdie 3 voorbeelde wat ek genoem het, is letterlik sommer net uit die lug gegryp. Dis dinge wat ons elke keer sien. Dis ooglopende probleme. Ons het nou na die plek Korinthe gekyk, en ons na eie omgewing. Kom ons kyk bietjie na die persoon, na Paulus. Paulus was 'n Jood, hy was 'n Fariseer. Paulus was, as hy vandag in ons gemeente gesit het, sou hy die hoofouderling gewees het. Hy was 'n modellidmaat. Hy was die ou wat jou gemeente sou gelei het, op wie jy kon vertrou het. Tot die dag wat hy op pad na Damaskus vir Jesus ontmoet het. In hierdie ontmoeting het Paulus se lewe soos handomkeer verander. Dit het letterlik sy lewe op sy kop gedraai. Paulus, die vervolger van die Christene, die man wat gestaan en toekyk het toe Stefanus gestenig is, wat dit goedgekeur het, sou uiteindelik die grootste invloed op die jong Christendom hê.
En as ons nou kyk na hierdie teksgedeelte wat ons gebruik het, en die ander briewe wat hy geskryf het, dan sien ons, Paulus het beperkinge gehad, en hy was baie bewus daarvan. Paulus kon nie goed sien nie. Hy het 'n doring in die vlees gehad, waarna hy verwys. Hy sê nooit wat dit is nie. En dit het hom baie ellende besorg, maar geleerdes reken dat dit een of ander kroniese of virussiekte kon gewees het, wat hom telkens aangeval het. Dit was nie 'n eenmalige siekte nie. Dis iets wat teruggekom het en teruggekom het. Dit het hom gepla. Paulus is geslaan. Hy het gesê hoeveel keer is hy geslaan. Hy het skibbreuke beleef. Hy is in die tronk gegooi. Volgens ons teks het Paulus geweier om betaling vir sy werk te ontvang, alhoewel hy geregtig was daarop. Later het van die gemeentes daarom hulle oor hom ontferm en vir hom kos en klere gegee. Waarom het hy dit gedoen? In vers 16 sê hy, daar is immers 'n verpligting op my, en wee my as ek nie die evangelie verkondig nie. As ek dit uit vrye wil doen, is daar vir my beloning. As ek dit egter nie uit vrye wil doen nie, doen ek dit as 'n taak wat aan my toevertrou is. Ons weet almal, sommige dinge is lekker om te doen, en jy doen dit uit vrye wil en jy doen dit met oorgawe. En dan is daar goed wat gedoen moet word. Dit is nie altyd so lekker nie, dit hou gevare in, dit hou ongemak in, dit vat partykeer aan jou beursie, dit vat aan jou tyd, maar het moet gedoen word. En dit is wat Paulus doen. Dis 'n taak wat aan hom toevertrou is. In een van sy briewe sê hy trouwens, die liefde van God dring my. Die liefde van God dring ons almal om vir hom te werk. En dan, wanneer ons hierdie dinge oor Paulus gesê het, leer ons iets van kreatiwiteit by hom. Wanneer dit by woordverkondiging kom, ken hy sy eie tekortkominge, maar hy ken ook die gawes wat God vir hom gegee het. Sy sig is swak, sy oë is swak, hy is nie gesond nie, maar hy kry iemand wat vir hom skryf. Hy gebruik dit nie as verskoning nie. Iemand doen vir hom die skryfwerk en hy skryf brief op brief op brief. En ek beloof vir julle, dit is nie so vinnig as wat ons vandag skryf, selfs op papier, of tik op 'n rekenaar of op 'n selfoon nie. Dit het stadig gegaan. Paulus kry iemand wat vir hom skryf. Sy gesondheid is swak, maar hy kry mense wat namens hom werk, wat namens hom probleme gaan aanspreek, wat in die gemeentes wat hy reeds gestig het, soos in Korinthe, gaan aanspreek. Wanneer hy geslaan word, en wanneer hy in die tronk beland, 'n wrede plek, is dit ook nie vir hom 'n verskoning nie. Inteendeel, nou het Paulus die hele dag, wat hy net kan briewe skryf aan sy geliefde gemeentes. Hy verkondig die evangelie. Vanaf 'n afstand, partykeer groterig, gee hy praktiese raad en hy gee opdragte aan die gemeentes wat hom baie na aan die hart lê. En hy gebruik sy gawes. Wanneer hy die blye boodskap aan die Jode verkondig, praat hy Hebreëus. Wanneer hy dit aan die Grieke verkondig, praat hy Grieks. As ons terug kan gaan na die gedeeltetjie wat ons gelees het, die teksgedeeltetjie, dan eindig Paulus met die woorde, ons weet almal van die atlete wat op pad is na die wenstreep toe. Dit was nie regtig 'n Joodse gebruik of 'n Joodse prioriteit nie, maar vir die Grieke en die Romeine, hulle het geweet waaroor gaan atletiek, hulle was mal daaroor, en daarom gebruik hy vir hierdie mense die voorbeeld van 'n wenstreep, van mense wat hardloop. En dan sê hy ook in vers 21, vir diegene sonder die wet, het ek soos iemand sonder die wet geword, al is ek nie sonder die wet van God nie, maar juis onder die wet van Christus,
om hulle wat sonder die wet is te wen. Vir die swakkes het ek swak geword, om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword, sodat ek ten minste sommige kan red. Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ek ook daarin mag deel. Paulus, waarskynlik een van sy grootste gawes was die feit dat Paulus kon en wou aanpas en aangepas het. Dis nie maklik om aan te pas nie. Dis baie makliker om in jou gemaaksone te bly. Paulus het keer op keer in situasies beland wat ongemaklik was, wat moeilik was, wat pynlik was, wat sieklik was. En Paulus het bly aanpas. Hy het sy verbeelding gebruik om die evangelie te bring, om die woord van God te bring. En dit laat ons, wanneer ons klaar is met Paulus, laat dit ons met die vraag en die uitdaging. Ons het elkeen in een of ander stadium 'n ontmoeting met Jesus gehad, anders sou ons nie hier gesit het nie. Ons ontmoetings was miskien nie so dramaties soos Paulus se nie, maar as jy een keer 'n ontmoeting met Jesus gehad het, dan kan jou lewe nooit weer dieselfde wees nie. En dan kan ons vir onsself afvra, toe ons vir Jesus ontmoet het, hoe het ons lewens verander? Het ons lewens verander? En wat doen ons met die opdrag van God om die woord van God, die lewe van Jesus, die werke van Jesus te verkondig? Wat doen ons? Of watter baie geldige verskonings kan ons uitdink? Tyd, geld, ons gesondheid, ons gebrek aan talent of gawes. Ek kan nie bak nie, maar dan moet daarom iemand wees vir die skottelgoed was. Ek kan nie praat nie, maar iemand moet daarom die oom wat in die ouete huis is, wie sy die voordeur afgeval het, weer gaan aan mekaar sit. Ek is nie goed met mense nie, maar iemand moet voor 'n rekenaar gaan sit en advertensies maak vir die bazaar, soos op hierdie papiertjie. Iemand moet die bazaar reël en sorg dat alles in plek is. Elkeen van ons het gawes gekry. En ons moet dit gebruik. Die Engelse het nog hulle oulike spreekwoord, hulle sê, use it or lose it. En dit is nogal regtig so, as jy jou gawes nie gebruik nie, as jy kan sing, en jy hou nie aan sing nie, gaan jy eendag agterkom, ek kan nie meer sing nie. Of jy gaan eendag agterkom, ek kan nie meer klavier speel nie. Of jy gaan eendag agterkom, ek kan nie meer 'n tuin maak soos ek altyd gedoen het nie. Ons moet ons gawes gebruik, ons moet dit ontgin en ons moet dit gebruik. Ek weet van 'n ou dame wat vir jare bedlêend was in die ouete huis. Sy kon nie meer opstaan nie. En iemand het eendag vir haar gevra, wat doen jy om jou tyd om te kry? Toe sê sy, my kind, ek bid. Ek bid vir my vriende en ek bid vir my familie en ek bid vir my kinders en ek bid vir die mense in die ouete huis en ek bid vir die mense in Ermelo en ek bid vir die mense in Suid-Afrika. En wanneer sy opgehou het om vir die hele wêreld te bid, het sy weer by haar kinders gebid. Ons almal kan iets doen. Ons is almal saam met ander gelowiges op pad na die wenstreep toe. Kort na Paulus se vertrek uit Korinthe, het dieselfde probleme wat hy aangespreek het en waarmee hy te doen gehad het toe hy die kerk gestig het, weer opgeduik. Afgoderry, sedeloosheid, dronkenskap. En ongelukkig weet ons mos, dis presies wat in ons dorpe gebeur. Vra maar vir die CMR, al hierdie mense wat
wat met mense werk, wat probleme het. Selfs ons wat daarin slaag om 'n vriend of 'n familielid in die kerk te kry, en vir 'n maand gaan dit goed, en dan kom jy ou nie meer kerk toe nie. Kom ons wees nie een van daai negatiewes wat op die ou en dan maar terugsit en ons hande vou en sê, dis hopeloos nie. Of ek het jou mos gesê, dit gaan nie werk nie. Dit kan nie werk nie. Ons het ons skit partykeer maar net ons koppe. Kom ons wees die vasbyters, die kreatiewes, die mense wat onder alle omstandighede die blye boodskap van Jesus se verlossing met opgewondenheid en geloof verkondig. Ons weet daar's beperkings. Ons weet ons gemeente skrimp. Kom ons sit nie net daaroor en kla nie. Kom ons gaan sit en ons dink, wat kan ons daaraan doen? Ons weet die Sondagskool daar wat die Sondagskool uit hulle nate gebars het, is verby. Daar's nou kategese en daar's net 'n paar kinders in die kategese. Kom ons gaan maak 'n plan, kom ons dink wat ons kan doen. Ons weet al ons gemeentes, klein en groot, sukkel met finansies. Kom ons gaan sit en ons dink nuut. Kom ons wees die vasbyters, die positiewe mense, die mense wat glimlag, die mense wat anders lyk as die wêreld. Kom ons doen dit ten spyte van al ons beperkings en al ons vrese. Amen. As ons kyk na Matteus 22 vers 35 tot 40, waar Jesus die wet saamgevat het, dan staan daar een van hulle, 'n wetskenner het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? En Jesus het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en jou hele verstand, jou hele siel en met jou hele lewe. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Ons Vader, ons kom bely voor U dat ons nie leef soos U wil hê wat ons moet leef nie. Here, ons bely dat ons verskoning soek en verskoning kry waarom ons dinge nie kan doen nie. Here, en ons weet, ons lewens is vol. Daar's baie organisasies wat hulp benodig. As jy kinders op skool het, dan word jou lewe aan die kinders toegewy en die skole verander hulle datums en daarmee verander die kerke se datums en hulle beplannings ook. En dan gaan sit ons terug, Here, en ons kla. En dan lyk ons soos die wêreld wat kla en kerm oor alles. Here, in plaas daarvan dat ons met 'n glimlag opstaan en sê, dis nou 'n probleem, maar kom ons doen iets daaraan. Want op die ou end gaan dit oor U naam, oor U evangelie, die blye evangelie van U verlossing. Dankie, Here, dat ons weet, ons hoef nie soos die wêreld te lyk nie. Ons hoef nie soos die wêreld op te tree nie. Ons hoef nie soos die wêreld in sak en as te gaan sit nie. Ons hoef nie soos die wêreld moedeloos met lang gesigte te loop nie. Want in teenstelling met die wêreld het ons hoop. Ons hoop is in 'n stal gebore en ons hoop is gekruisig, maar hy het opgestaan en hy het opgevaar na die hemel. En ons hoop gee vir ons die hoop dat ons ook eendag
in die hemel sal wees. Nie, Here, nie die hoop nie, die vaste sekerheid dat ons by U in die hemel sal wees. Here, ons vra dan nou dat U met ons sal gaan in hierdie week, met die gemeente, met die gemeenskap, met die boere. Here, U weet, die reën het baie uitdagings gebring. Dinge verander, dit voel as partykeer asof ons buite beheer is. Here, en help ons om dan net rustig te word en aan U oor te gee en U vrede na te jaag. Nie die ander goed wat ons vrede wegtrek nie, maar U vrede wat alle verstand te bowe gaan. Here, ons vra ook vir die mense wat siek is, dat U hulle sal aanraak. Here, en ook nie net hierdie mense wat op die voorbereidingslys is nie. Want ons weet daar is soveel mense wat siek is, maar wat nie die voorbereidingslys haal nie. Nie almal is liggaamlik siek nie. Daar's baie mense wat geestelik op 'n slegte plek verkeer, wat emosioneel op 'n slegte plek verkeer. Here, wil hierdie mense ook aanraak asseblief en hulle gesond maak, hulle bewus maak van U liefde en U teenwoordigheid. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Gemeente, die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou ewige vrede gee. Gaan leef nou hierdie week in sy vrede. Amen.